As ek prys hier daarvoor, ons het rede om dankbaar te wees. Ons almal hier rede, is reg. Almal hier rede, amen. Wie van julle het al op vakansie gegaan en jy so 'n maand of 2 voor die tyd al begin beplan? Dis hoor. Ek weet dit is dan baie moeiliker, want daar is nie so baie geld. Maar jy beplan so, en as jy beplan te gaan kamp, dan sit jy mos die kamp goed een kant, is reg. Jy pak die tente reg, en as jy karavaan het, dan word die karavaan gewas en skoongemaak en yskas word uitgewas en word aangesit so voor die tyd. En dan begin die vrouens groceries koop. Amen. Hulle koop groceries, dit is goedkoop om groceries saam te vat as wat die groceries daar moet gaan koop. En dan sê die ma altyd vir hulle, daai goed wat op daai bed lê, los julle uit. Of julle nie na die woorde. So as daar 'n chocolate lê, dis vir die vakansie, nie vir nou nie. As daar rys gedere word, dis vir die vakansie, nie wanneer die rys klaar is in die huis nie. Dan haal jy nie daai rys, jy los dit een kant, dis vir die vakansie. Okay. Wie van julle maas die al slag gegee, dat hulle van die goed gevat het? Okay, ons almal ken daai gevoel. Okay. So jy sit aan die verkeerde kant, en besluit dat ek het wel op vakansie hou, maar ek moet voor die tyd die goed een kant sit, vir die vakansie. En dis waarvan ons gebruik. As daar klere gekoop word vir die vakansie, dis vir die vakansie. Ek is pastoor, het net klere wat julle net in die vakansie sal sien dra. Nie die son nie. Waar is alleen by die huis is gesister, korporaal prakties en t-shirt. Dis my vakansie klere. Ek moet nie voel soos vakansie. Maar so sit jy altyd dinge een kant vir die vakansie. Jy pak miskien al jou tas weer een kant, want dis vir die vakansie. Ek kom na vir 1 Petrus, dit is nou blaai in 1 Petrus toe, hoofstuk 1 toe. Ons gaan 'n paar verse met julle deel vanoggend. En ek wil gesels om heiligmaking. Die woordjie heilig, dis hoe die vakansie gebruik het, beteken om een kant gesit te word vir God se doel. So as jy heilig wil lewe, gaan dit nie oor om die Bybel te ken, onder die ander te sit en so te loop nie. Of om die regte klere aan te trek, of om die regte haarstyl te hê nie. Heilig beteken nie vandag dat jy ken die Bybel, jy kan Bybelvers aanhaal en jy stap so met jou hande en dit almal. Dis nie waar heilig gaan. In 1 Petrus 1 van vers 13, hy begin die opskrif vermaning om heilig te wees. Hy sê daarom om God julle lendene is vir julle middel van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Ons het baie teruggepraat om nie wakker wees, wil julle so 2 weke beteken. Wees wakker. Hierso waarskuwing jy op dit is, wees wakker. Soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig op ons begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het. Maar soos hy, dis Jesus, wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Wees heilig, want ek is heilig. Nou heilig maak, ek gaan vir julle eendag sê, weet julle geweet, God is nie my eerste prioriteit in my lewe nie. Hy is nie my eerste prioriteit. En dis ook julle, ek sê nou allemaal kyk so verbaas aan. Waar is dit my first priority man? Want as ek God eerste plaas in my lewe, waar pas God in my gesin in, my finansies, my bediening, my lewenstyl, my daaglikse lewe, my werk, as God bo is hy nie in die ander gedeeltes, dis nie so. Maar God wil hê dat hy wil die eerste in jou lewe wees, hy wil oral in jou lewe wees. Dit verstaan die verskil. Hy wil die eerste wees, want dan sit ons op 'n puntjie neer, en dis waar hy moet wees, maar die res van die lewe is alright. Maar wanneer ons heilig aanpraat, dis wanneer ons begin lewe, om God oral in ons lewe te kry, in plaas van net op 'n sekere plek. Want wanneer ons God oral inbring, dis wanneer heiligmaking begin plaasvind. Wanneer ek na my gesin kyk hier rondom dit heiligmaking, okay, hoe kan ek God eer in my gesin, een kant te plaas vir God se gebruik? Dis anders nie. Want dan sit ek in my gesin, en dis wanneer ek in my gesin begin heilig, en ek plaas aan die een kant vir die gebruik van die Here. Wanneer ek na myself kyk, my eie liggaam, ons nou net hier selfs met die sakramente, hoe my liggaam stel as 'n heilige en dagvaardige offering. Hoe my lewe stel as 'n heilige dagvaardige offering. Ons kan baie dinge in ons lewens kyk, Daniël hulle
is 'n heilige kan weet. Hy het nie so heilig op as hy nie. Hulle het hulle kar aan een kant geplaas vir God se gebruik. Hoekom? Hulle tel tieners op om hulle by die kerk te kry. En dis waar hoe heilig gaan dat elke deel van ons lewe moet ons oorgee aan God om te beheer. En as ons iets nie vir God wil oorgee nie, dis die ding wat ons gaan laat struikel. Dis die ding waar ons die meeste sukkel ons lewens. Want ons is nie bereid om oor te gee. Dis ons selfs ons finansies, ons is baie keer bang, ons wil beheer oor ons finansies sê. Maar wie van julle het al die einde van die maand gewil sê, Here, wat moet ek met my geld maak? Ek praat nie oor 10 dis onvergaal, ek praat oor die res. Wat wil u hê moet ek met my finansies doen? Wat wil u hê moet ek met my tyd doen? En die Here het miskien 'n talent gegee om trompie te speel. Wie veel kan trompie speel? Like twing. Daar's 'n paar mense wat dit doen. Maar die Here het 'n talent. Wat wil God hê moet jy met jou talent doen? Wie van julle vroue sê dat jy 'n kas op en sê, hier's niks om aan te trek. Okay. Nou al die klere wat julle nie raak sien nie, wat wil God hê julle met klere maak? Saai. Julle gaan nie doen nie, want julle het niks nie. God wil hê dat ons lewe begin kan plaas vir hom. Dis waar kerk gaan. As om 1 uur of 1,5 'n week een kan te plaas vir wie? Vir God. Dis wanneer jou gebedstyd in die week, wanneer jy een kant gaan sit, ons besig met die tieners, wat disipelskap in hulle harte vir die Here gegee, ons besig met hulle te deel, is jy bereid om te begin met 20 minute, 10 minute 'n dag, om jou lewe te begin een kant te plaas vir God. As daar dinge is in jou lewe wat jy weet is in jou en die Here staan, is jy bereid om te sê, Here, help my om dit ook by U te plaas. Ook oor te gee aan die Here. Jy sien, Jesus het hierdie woorde sê, wees heilig, en ek is heilig. En die eerste sakrament wat vandag al gesels is die nagmaal. Jy ken die nagmaal vir die kerk. Tafel is hierso, en Jesus het gesê, doen dit op my nagedagtenis. En toe God die Vader sy seun gestuur het hy Jesus sy lewe eenkant geplaas vir jou saligheid, vir jou redding, vir jou. Dat God die Vader sy seun gebruik om sy verhouding met jou te herstel. Hy het Jesus se lewe eenkant geplaas sê, daar's een doel wat ek jou op die aarde wil sit. Herstel my verhouding met my kinders. Betaal die prys. En Jesus glo terwyl hy kruis hang het sê, all pain is gladly because my life is not my own anymore. Want ek het oorgegee aan die wil van die Vader. Toe hy bid het in Getsemane, wat was hy sê? Nie my wil nie, maar U wil. Here, ek plaas my liggaam as 'n heilige God daar. Twee sakramente wat ons praat, hoeveel julle het al julle babatjies ingeseën in die kerk? Dis paar mense. Het jy geweet dat daai oomblik wat jy jou kind is inseën, jy vir God sê, Here, ek plaas my kind gesaai, eenkant vir U. Dis nie awesome, dat jy as ouer besluit, Here, ons staan vandag voor U, vir die kerk, maar vandag besluit ek as ouer om my kinders se lewens eenkant te plaas en hulle toe te wy om by God uit te kom, om hulle doel in Christus te vind. Maar so baie keer, doen is die inseëning vir die babas en baie wat, dan kom jy ouers nooit by die kerk. Dit is baie gebeur is. By mense kom kerk vir so 2 Sondag, as die pastoor wie ek gewag, my kind inseën, ek weet of dit 'n gewetensissue is nie, dan sien jy hulle na, die ouers weg. Is hy kind geheilig, God eenkant gesit? Nee. Jy as ouer, begin jou kind van kleintyd af, eenkant plaas. Die tyd saam met my kind spandeer, om seker te maak die dag as hulle besluit neem, dat hulle lewens van kleintyd af, toegewy, eenkant geplaas vir God. Sy gebruik. En julle is ouers die grootste rolpaal bespeel. Vir alles wat klein is, en as hulle hier by 7 jaar oud word, begin hulle eie wil gebruik, is reg. En as hulle 13 is, dis waar die vryslating maak. Daar het moeilijk. So Daniel het baie van die grijs, maar ek sien ook vir jou. Ek skap. Slaagreis.
God wil hê dat ons werklik dinge weer kan begin plaas. Ons groot die groot doop in die gemeente. Die groot doop is 'n sakrament wat agter plaas, waar 'n persoon letterlik en figuurlik vir hierdie wêreld wys ek plaas my lewe eenkant vir God. Ek plaas my lewe dat ek begrawe my lewe en ek begin heilig maak en nastrewe in my lewe om meer en meer en meer van my lewe in te plaas. Soos ek vandag 'n bakkie voor ons sit en ek haal my klasskills behoort my kar aan God. Ja. Soos iemand sonder petrol gestaan, ek kan nog gebruik. As iemand sonder petrol gestaan, wie gaan sy kar gebruik om iemand te gaan help wat sonder petrol gestaan? Dit behoort aan die Here. Jou finansies behoort aan God. As jy dit op jou hand het, en jy sê, Here, ek het 10 ekstra vandag, wys my wie jy dit behoort. As ek Sondag in die kerk instap, onthou as jy 1 en 'n half oorgee aan God, het jy my gevra, Here, wys my vandag wie moet ek gaan bedien binne die kerk. As jy daar buite staan, by die teller stop, God wil jou gebruik, maar jy moet jou lewe stelselmatig anders oorgee aan die Here. Dat hy eerste is in elke faset van jou lewe. Miskien dink jy nou, maar pastoor, as jy weet hoe my werk is, ek het al gehoor, ek gaan nie sê myners nie, omdat hulle sê die man, ouers is by die mynwerk. As jy pastoor is, die Christen praat maar nog van die loper en jy moet hulle groep, jy moet hulle stel, jy moet hele dag dit gehoor, as jy dit al gehoor het. Maar weet wat God wil hê, jy behalwe sy naam kry. Jy moet jou werksomstandighede ook oorgee vir die Here. Want vandag hoor jy hierdie woorde. Ek wil hê dat julle so voor julle miskien vanmiddag 'n tafel gaan uitpak. Sit jou bankkaart neer. Sit jou kasloos, jou huisloos, jou trouring. Kom ons sit al die dinge wat vir jou belangrik is. As ek kaart vir arme waar sê ek sê. Arme as ek 'n kaart daar neer. Dis die Here, hoeveel van hierdie goeders het ek nog nie ten volle gegee nie. Hoeveel van hierdie dinge is ek nog baas oor en nie nie. Want as ek elke ding moet besluit in my lewe, en ek dit self in my eie lewe sien, baie keer is daar finansiële probleme, en ek dink, Here, moet ek dit doen, of moet ek dit doen, en sê, Here, wees stil, wie vertrou jy? Behoort jou finansies aan God, behoort jou finansies aan jou. Behoort jou, al die ander dinge behoort aan God, behoort aan jou. En wanneer die woorde sê, al die dinge wat jy aan God oorgee, gaan God gebruik, nie net vir jou seën nie, maar vir iemand anders se seën. En verstaan wat ek bedoel? Toe Jesus sy lewe wil gee, hy was nie geseën aan die kruis van Golgotha nie, julle was geseën. Julle het die prys gekry, toe hy dit alles gegee. So wanneer jy begin met lewe oor te gee aan God, dan gaan jy besef, dis nie ek het lewe maar Christus, wat in my lewe en deur my lewe. So dit gaan nie oor my, wat ek baat vind nie. Maar God se belofte was nog altyd dat my lewe iemand anders se lewe sal maak. En dis waar hy net maar gaan. Hoeveel van jou lewe behoort aan die Here? Hoeveel van jou belangrike dinge wat jy in jou lewe het jy aan een kant gesit vir God se gebruik? Hoeveel van ons het nie al soos ons vakansietyd, daai jaar by Londen aan een kant gesit en toe ons huis in klas te gaan haal, ons moet dit dan nie terug. Die Here, sorry maar, dis nie meer, ek wil nie meer hê jy moet dit doen nie, ek gaan dit nou vat. En laat ons elke deel van ons lewe gaan kyk weer. Kom ons kom op as die Here ek wil heilig wees soos U heilig is. Daar is 'n lewe gegee, maar kom ons gee ons lewe soos in die doopbad was. Kom ons getuig daarvan dat my lewe behoort nie aan U. Ek wil heilig lewe. Ek het elke faset van my lewe oorgee aan God se lewe. Die heilige God. En as tieners, julle kan 'n groot papa in skool, julle besef dit nie. En vanoggend bly ek daar agter met kinderkerk en terwyl ek so deel het, toe sê die Here vir my volgende, en ek sag nog toe ryk en daarna toe luister ek die liedjie op die radio, dat kinders kan hulle ouers
wys hoe by Jesus is. Dis wat nou. Kinders kan van ouers wys hoe hulle lewe oorgegee. En by Jesus het ek maar nou of jy ouers gesê, ouers kan die kinders op by Jesus uitkom. Deur hulle lewens. Elkeen van ons gees lewe oor die Here. Dan wanneer jy opstaan en die Here sê vandag vir jou iets, wil jy gaan na Piet toe. Die Piet het my in die rug gesteek, die Here sê gaan na Piet toe. Hoekom? Dis nie ek het leef, as God het weer by leef. En hy gaan vir jou vra om dit te doen, wat sy naam geëer, nie jou naam. It's not about you, it's about him. The more you live holy, the more Christ will live in you. En die wêreld moet Christus weer sien. Die wêreld moet sy liefde ervaar. Die wêreld moet weer kan beleef dat as manne en vroue wat hulle lewens een kan geplaas vir sy doel. Ek sê af met hierdie storie. 'n klomp sendelinge gaan in 'n gebied in waar daar nog nooit gepreek was oor Jesus. Toe hulle land, toe word hulle almal doodgemaak. En toe die vrouens dit hoor, kan haat teen God in hulle harte kom. Maar hulle besef dat hulle man se lewens is nie meer hulle eie nie. Hulle man se lewens is in die hande van God om te gebruik. En ons al die verse aan al die dinge is weer so oorwinnaar. Die vers is net voor, dit sê so 'n verdrukking en vervolging. En al die dinge verkeerd loop, is ons meer as oorwinnaars, wanneer ons lewe oorgegee aan God. En daardie vrouens het toesê as hulle lewens in God se hande was, as hulle lewens oorgegee was aan die Here, dan gaan ons aan met hulle werk. En hulle teruggegaan na daardie mense toe, wat hulle man doodgemaak. Vandag is een van die grootste evangelistiese sendingaksies ooit, wat verloods was door mense wat nooit van God gehoor het. En toe die vrouens daar instap, eers is die hoofman na toe gekom en sê, hoor is julle die vrouens van die mans? Hulle sê ja. Sy naam is al doodgemaak en besef ons, is iets anders. En na die boodskap wat in hulle harte gelê was vir manne wat hulle lewens in geplaas het. En selfs in hulle dood, het God met daardie volk begin werk, toe die vrouens instap, toe het heilig maak en waar wees binne daardie volk geplaas het. Want manne was bereid om hulle lewens in te plaas vir die Here. Toe die vrouens inkom, te sê, maar hierdie vrouens kom ingekom met haat. Hulle kom toe, sê wil ons lewens nooit in ons staan. Ons bedoel is bedoel van Jesus. Want Jesus sê, wees heilig, want ek is heilig. Sit jou lewe inkant, want ek het my lewe inkant gespreek. Sê die lewe as verlies, die dood is 'n wins. Dis hoe God maak. Elke deel van ons lewens, God begin inkant se lewe. Gaan nie die lewe. En gesit eerlik in jouself. How much of your life belongs to Christ? Ons sê, ons hartjie vir die Here gegee, weet julle, ons kinders, gee jou hartjie vir die Here. Wie wat, jou hartjie is groot soos jou vuis. Dit kleiner. As dit alles wat God behoort is te doen, gee jou alles vir die Here. Jou besittings, jou tyd, jou talente, wie jy is. Dit is vandag ons lekker word. Vader, vanoggend kom hierdie woorde weer na ons toe, wees heilig, want ek is heilig. Wanneer ons besluit neem vir U, dan is nie net 'n besluit om ons gewete te sis en te sê van hemel toe, maar dit is 'n besluit om te sê ek lê my lewe af vir God as 'n welgevallige offer. Aanvaarbaar. Om te sê, Here, hier is ek, gebruik my. Help my om elke deel van my lewe net oor te gee aan U. Dit wat tussen my en staan, Here, daardie genot van die vlees, daardie genot van mens wees,
Here, ek het dit so aflê vandag. En sê, maar ek wil hê dat u daaroor moet heers. Ek sit een kant vir u. Ja, sodat ek kan herstel. Here, ons staan vandag voor 'n keuse in ons lewens. Gaan ek aangaan soos ek wil aangaan? Of gaan ek seker goed verander om meer en meer van u in my lewe te hê? En less of me. Want ek heilig sal lewe, en ek weet my lewe is nie kan geplaas nie. Here, baie dankie dat Jesus vir ons die mooi weg wys, die regte weg. Hoe hy sy hele lewe toegewy het, om dit te doen in die Vader wil hê. Here, hoewel ons ook eendag gesê, dat ek om niks te doen, dis sy my Vader, dit vir my sê te doen. Dit daai bakkie wat ons miskien in ons lewens het, wat ons sukkel om oor te gee nie. Daardie bakkie van eie genot, eie vrede, eie mag, ego. Dat ek miskien in my hand vashou en wil weerhou van u daarin wil toe te laat. En help ons vandag om dit oor te gee. We want to give all of us so that we can have all of you in our lives. En dankie Here dat u ons sal help om u te volg daar, om heilig te wees, eenkantig geplaas te wees vir u gebruik, vir u doel, vir u heerlikheid, vir u heerlikheid. En ons dankie daarvoor. In Jesus se naam. Amen. En amen. Amen. So gaan dit die week in. Gegee meer vir jou lewe. Hulle sê nederig is die duiwel se oorkiesing. Daardie oomblik is so nederig is in jou dag, begin dit oorgee aan die Here. Kom ons eer die Here dan in ons lewens. Daardie Amen. Voor vandag die afkondigingsmaand vir die week, vanmiddag gaan ons aan met ons Bybelskool. Ons sal die tweede gedeelte van ons, waar ons doen die Bybelsurvey, met ons bietjie werk rondom die woord van die Here. As jy miskien wil inskakel, die laasweek gemis, gesels met daai tyd met my, dan gaan ons so 'n bietjie gesels die voor die tyd inval, dat die lessies net opval, ons laasweek Sondag begin met dit. Die Here hou vir Sondag uitreiking, ek weet nie of julle wil gesels nie. Kan ek nog praat? Hulle gaan saam met uitreiking hou, saam met Pastor Zolwa. Sy gee vir so 100 kinders en hulle gesinne versorg hulle elke dag ten minste vir hulle kos te gee. Tanya het die week het ons 'n lysie gestuur van wat hulle nodig het. So is baie welkom as jy die lysie neem by ons gesels plan is dan ek weet opstaan daarso. Gesels ook met daardie tyd. Daar as ek klere moet hê, maar ons gaan ons hoof fokus is om Saterdag te help kos uitskep. Begin met kinders te gesels. Ons gaan sweets uitdeel. Hulle is nie so van ons soos ons kinders nie. Ek weet nie daai sweets nie, ek weet nie daai sweets nie, hulle weet enige sweet. So as jy hulle wil help met die sweets, jy kan gesels met hulle. As jy klere het, kinders sowel as volwassenes, selfs met Tanya hulle, ons sien baie uit daarna om 29 Desember Augustus uit te ry na die kinders lewens aan te raak. Die ander rede hoekom ons dit doen is, ons moet baie keer beskermd groot geword. As jy nie daar staan en jy sien hoe lyk armoede, hoe lyk swaar kry, hoe lyk 'n huishouding wat deur die oudste kind beheer word, nie deur 'n ouer, want daar is nie ouers nie. My oudste kind, soos ek ander kinders op so goed die sussie en so. Dis die realiteit wat daar is. En dan sê hulle baie, as jy ook saam wil uitreik, as jy saam wil gaan, selfs met Tanya hulle, ek dink dat is, ons het dit vorige uitreiking